Hi julle, ek is Jaco van Dijk. Ek kom kuier vandag hier by hierdie pragtige gesin, wie se verhaal vir ons van hulle seun so aangegryp het, laat ek moet dit uit hulle eie mond het kom hoor het. En dis natuurlik Cecile en Mario Strydom. Baie dankie dat ek by julle kan kom kuier het, en dat julle bereid is om vir my 'n bietjie die verhaal van Luke te vertel, want dit is nie altyd almal wat bereid is om dit te deel nie. Dankie Jaco, hallo. Cecile, ons praat nou oor Luke, maar ek meen, Luke is nou ewe skielik 'n eislike groot seun. Ek onthou hom van kleins af. Ek het hom al gesien en ek het altyd julle verhaal op sosiale media waar julle die goed gedeel het, julle uitdagings gedeel het ons maar gevolg en baie keer gedink, hoe is dit werklik? En toe ons nou sien van hierdie wonderlike dinge wat in sy lewe gebeur, dog ek, kom ons kon kuier 'n bietjie vir julle en laat julle vir ons self vertel uit julle eie ervaring uit. Wat is Luke se verhaal? Vertel vir my, wanneer is hy gebore? En vat vir ons 'n bietjie daarvan af. Ja, Jaco, ek dink Luke se verhaal is vir ons een wat is eintlik so groot wonderwerk dat is moeilik om dit te verwoord. Hy is gebore 2011 en hy word nou 14 jaar oud en hy is vir ons nog net 'n blessing geweest. En sy verhaal het maar begin toe hy op 4 of eintlik het dit bietjie vroeër al begin. Ja, wat jy al begin agterkom het, ons dingetjies van hom wat maar bietjie anders is as ander kindertjies. En die deurbraak het gekom by 'n partytjie wat ek met hom was en wat hy weer eens heeltemal eenkant was en nie met maatjies gespeel het nie. En ja, ek het huis toe gery en toe het ek my pa gebel. Ek het gesê dit is nou die oomblik en het vir hom gesê, Luke was toe 4 jaar oud. En toe sê ek dit vir my pa gesê, papa, maar ek dink hier's iets fout. Luke is vir my Susanne kindertjies hê. En ja, dit was vir my baie erg. Ek dink vir 'n ouer is dit erg om so te begin besef, maar iets is nie dieselfde as ander nie. En ek is 'n vreeslike sosiale ou en my familie is ook baie sosiaal, so vir my om te integreer en saam te kuier en te sosialiseer is soos 'n vis in water. En hier ewe skielik is die kind wat hy maak nie oogkontak nie, hy groet nie, hy wil nie eintlik mense om hom heen nie. Ja, en ek het my pa gebel en toe het my pa op daai stadium was hy in die spesiale onderwys gewees en hy het vir my gesê, Sila, maar ek sien dit al lank haar raak. En ons het jare later dan sit ons op die stoep, dan gesels ons en dan sê hy, joh, dit was vir my ergste om nie te kon sê ek sien goed raak, maar jy kan nie vir iemand, selfs ons nou, ek en hy is nou soos, hulle sê ouens wat jy ry in 'n Uno, dan sien jy net Uno's, so ons sien, jy sien dit. Ons sien dit elke dag, Ja. maar jy kan nie vir 'n ouer sê, luister, daar is iets aan die gang nie, jy gaan moet optree, nou, nie later nie, want dit gaan erger raak. Maar is dit 'n ding wat ouers net dink julle ignoreer het, of wil ouers nie aanvaar dat daar moontlike probleme is nie? Ek dink aanvaarding is 'n groot struikelblok. Daar's it's humbling om te sê, dit bly mos maar jou kind, so dis die bloed van jou bloed, en nou moet jy ewe skielik sê maar iets is nie reg nie, of iets werk nie. En vir my, en ek dink vir Mario ook, vir ons sit dit nogal baie dwars in die krop as ouers sekere goed miskyk, juist omdat ons sien die suksesverhaal wat Luke is, omdat ons het pens en poetjies gegaan agter die ding, ons het geterapeut, spraakterapeute, arbeidsterapeute, alles. Luke is 'n resept van 'n hele gemeenskap wat almal ingespring het en gehelp leer lees, leer skryf, leer praat. Daar was 'n stadium wat ek kykring gedoen het, dan bly hy by Mario, jy kan nie verstaan wat hy sê nie, dan bel Mario maar dan sê hy, sê gou vir mamma, Dan moet ek die foon vir hom gee, en dan moet hy sê, en ek kan nie verstaan. dan sê hy, hy wil melkies hê, dan sê hy wil chocolate melkies hê. En jy begin sy taal te verstaan. Dit raak soos 'n taal wat net julle twee verstaan. Maar ja, ek dink is vir mense is baie erg vir hulle om dit te aanvaar en om te sê, okay, nou moet ons
Jan werk, maar ons is aan die ander kant van dit, waar ons kan getuig van om te sê, dit is, Ek wil aanvul daar wat sy sê, vir my was dit 'n pa wat is 'n seentjie kry, sy eerste kind is 'n seun, dadelik dink jy rugby, sport, alles, karate. Jou vingers is te min vir al die sport wat jy gaan doen en wat jy gaan saam doen. En dan sê mense vir jou, hooggeleerde mense, jou kind gaan nooit in 'n spansport wees nie. Hy gaan nooit sport wil doen nie, want hy gaan dit nie kan hanteer nie. Dan is dit baie erg. En ek dink dit het my 2 weke gevat, miskien langer, om te besef en tot verhaal te kom dat kom ons probeer hier eens werk aan en probeer dit regkry in plaas van om net te sê it is what it is. En dit is nie so, dit is nie so nie. Dit kan, elke kind het 'n verskillende vlak. Maar jy wil dan ten minste probeer om daai kind op die vlak te sit wat hy normaal op sy manier kan funksioneer. Dit is nie reg om hulle net te los nie. Is nie reg. Maar Cecile, vat ons terug na wat jy gesê het, jou pa het gesien, daar's iets nie reg nie. Want ons gebruik dit nou, daar's iets nie reg nie. Wat het vir Luke anders gemaak? Wat was toe die ding wat uitgestaan het? Ek dink dis die groot ding in sy verslae ook, is die sosiale koneksie wat ontbreek. So dis 'n vermoë om sosiaal te kan connect met mense. Dit is iets wat neurotypiese mense nie regtig, dis vanselfsprekend. Vir jou brein begin van ouderdom 3 af, begin dit synapses vorm en jy begin sekere, jy raak 'n sponsies, jy begin 'n wêreld vir jouself bou. Jy sien, dit doen pappa, dit doen mamma, dit doen maatjie, en is amper of 'n nabootsing, en die goed kom natuurlik. Met Luke het dit net nie gekom nie, hy het net nie daai sosiale vaardighede so natuurlik aangeleer. So dit het vir ons gekos, en hy was konteksblind ook. Hy is nou nog 'n bietjie konteksblind. Hy sal nou nog soms by die huis kom en vir my sê, hy was sê maar in die klaskamer en dit het gebeur. Dan skets hy die scenario en dan sal hy vir my vra, maar wat was dit? En dan sal ek nou vir hom sê, maar dit was gewees, dit het miskien met die dogtertjie gebeur en toe het sy dit vir die seentjie gesê en dit was dalk die konteks van die situasie. So leer hy het hy aangeleer en hy's nou nog so, ons kyk nou vir hom met sport en skool en alles in sy lewe. Hy sien 'n hindernis en dan sal hy sal eers so breek en dan sal hy hom eers so kyk en dan begin hy hom analiseer. Dan begin hy hom van 'n kant af vat. En ek dink dis ook deel van Luke se sukses. Omdat hy het 'n wil vir so iets anders met hom, wat jy nou vra, wat is anders, is dis daai tipiese maak jy oogkontak nie. Baie verskriklike meltdowns, daar is nou eintlik 'n mooi Afrikaanse woord, maar vreeslike meltdowns, goed moes net so gewees het. Dit moes net verloop het hoe dit moet verloop. Ja, jy kan dit glad nie verander nie. Is daar 'n mediese terme vir dit? Ja, kyk, hy is laag op die spektrum, hoog funksionerend. So as hy in die straat loop, sal jy nie sê daar's enigstens iets fout nie. Totdat daar sekere goed gebeur. Ons sê byvoorbeeld daai tye ons gaan 10 ry en nou ry ons 10:10. As dit probleme. En dit is wat verbeter het omdat ons stappe geneem het. Nou dit is wat ander ouers nog het en wat net dink partykeer hulle kind is net stout. Dis nou net wat ek wou vra. So ek dink baie keer dink die ouers maar net jou kind is net besig. Hy's net stout. Nou baie ouers gaan nie saamstem nie. Hulle gaan net sê en dit was ek gewees. Man, dis 'n laaitie. Dit is hoe 'n laaitie is. Los hom uit. Hy gaan homself uitsaad. As dit aanhoudend gebeur en daar is 'n patroon, dan is daar ongelukkig fout. Wat is die stappe wat toe volg? Wat is die stappe wat julle toe neem? Dit was toe, ons twee was heeltemal op die sagte bladsy aan die begin, hè. Dit was vir Mario baie erg. En hy het dit vir my gesê, nee, hy weier, daar is nie iets fout nie. En ons het die aand op die bank gesit en toe het ek vir hom gesê, maar met of sonder hom gaan ek verloop vat vir behandeling, want
ek kan net nie toesien hoe hy ergens moet kom in sy lewe en hy moet voel, hy het tog nooit homself verstaan nie. Ek en Mario is baie eerlik met Luke, presies oor hoe hy is. Ons was nog altyd, hy hou van eerlikheid, so ons moet met hom die reine waarheid praat. So ons sê vir hom, Sinkie, jy reageer so, want dit laat jou so voel. Want hy het die naweek weet, toe sê hy kan nie ophou eet nie, dus hy wil heeltyd eet. Dus ek voel, maar weet jy hoekom, want jy het proewe wat die week kom. En as jy angstig raak, dit is wat jy doen. So dis al manier hoe hy gaan homself verstaan. Maar dit het ons op die bank gesit en het ons gesels en Mario sê, is reg, kom ons begin die proses. En neurodiversity was op daai stadium in die dorp en ons het hulle gaan sien en toe sê hulle ook, maar dit is hoe dit werk. Dit kos soveel en dit is die pakket. So hulle begin eerstens met ons, hulle het 'n onderhoud met ons gehad alleen en toe met hom en toe het hulle hom by die skool gaan observeer. Hy was op daai stadium nog by Woesteroos en hulle het hom geobserveer en toe het hulle so 2 weke gevat, toe het hulle vir ons die verslag gestuur. En toe verduidelik hulle vir ons, die spektrum is soos 'n sambreel. Dis nie 'n lyn nie, dit is 'n sambreel. So om te sê iemand is op die spektrum beteken almal het 'n verskillende afwyking, maar hy het nie 'n neurotypiese brein, hy het 'n neurodiverse brein. En hy prosesseer sekere elemente en sekere input op 'n ander manier. En ja, en hulle was ongelooflik. Hulle het met ons begin werk. Ons lag altyd, Luke kon nie emosies lees hè. So hulle het heliumballonne, want nou is hy klein, hy is 5 jaar oud. Nou het hulle heliumballonne, so 4 heliumballonne en op elke ballon is 'n gesigsuitdrukking. Dan gaan dit nou huis toe en dan moet ons hom nou leer. Jy moet nou met hom deur dit gaan. En die aand het Mario op die bank gesit en televisie kyk en die heliumballonne het al begin hulle gas verloor en een van die emosieballonne het so in die huis rondgewandel en hy het televisie gekyk en ek het gehoor hy gil, wag, dit is die emosieballon het ek agterop. Ag nee. So ons het baie pret gehad. Ek dink op daai stadium van 5 af het ons toe het ek begin skryf ons taaltjies van ons as 'n gesin en ons het begin humor want tot verskriklike snaaks. Hy was kookie. Die goed wat hy doen was net snaaks geweest. Maar ja, toe begin hulle met hom te werk. Ag ja, en die skole, ons skolasties om hom ingeskakel te kry was vir ons 'n nagmerrie. Niks het regtig gepas nie. En veral hoofstroomskool. Maar party neurodiverse kinders gaan hoofstroomskool toe. Daar is party wat dit doen met 'n fasiliteerder of hulle doen dit lank. Party kindertjies het die vermoë om dit te doen tot 10, 11 en dan kom die wiele eers af. Dis maar 'n maskertjie wat hulle opsit. So ek dink daar is nogals 'n groot ding in die lewe om te aanvaar dat hy nie in die hoofstroomskool gaan wees nie. Ja, dit was nog hulle oom Baie is geweet, baie erg. Ja, mense weet regtig hoe ek kan nie eens onthou hoe ek het verwerk uit het. Ek dink 'n mens, jy kom op 'n punt wat jy op survival mode kom en wat jy net aan hom dink. Hoe gaan jy dit vir hom beter maak? Ja. So eenvoudig soos dit. Jy worry eintlik kon niks anders te doen nie. Ja. Begin nou iewers met jou geloof te beklei. Ja, maar was definitief ek moet eerlik wees as ek sê, ek dink ek en hy al twee is die naaste aan die Here wat ons nog ooit was. Definitief. Want dit was karakterbou. Maar daar was oomblikke wat jy vir die Here sê, ja, dat sê vir my, hierdie is too much. Hierdie berg is te hoog. En dan denk ja, dis net te veel en dit is baie alleen. Tot Baie vriende verloor. baie vriende Ons kan nie uitgaan nie. Ons kan nie gaan uit eet nie. Ons kan nie gaan braai nie. kon ons nie gaan uitkit Jy nie. kan niks doen nie. En dit maak nie sin vir baie mense nie. Ek weet dit klink maar hoekom nie. Maar jy kan nie. Dit is nie Want die hele omgewing rondom jou word opgeneem. So jy kan nie. Jy kan dit nie aan ander mense doen nie. Jy wil dit aan jouself doen nie. Sy het eendag uit Pick n Pay uitgestap en per ongeluk was dit hy of het jy in hom vasgeloop? ek het in hom vas. Sy het in hom vasgerol en hy het dit verloor. Toe skel 'n oom haar uit
en sê, hoorie, dis omdat jy nie jou kind tug nie. Ja. En stap weg. En sy het by die huis aangekom, ek sal dit nooit vergeet nie, in trane, en ek gesê, wat het nou weer gebeur? En toe is dit 'n volwasse oom, wat nie weet wat aangaan nie, dis nie sy skuld nie. En hy het dadelik 'n mening gehad. Hy het dadelik 'n mening gehad en gesê, dis omdat jy nie jou kind genoeg pak gee nie. So dis die beeld wat daar buite is. Nie meer regtig, ek dink so baie nou nie, maar dit is nog steeds daar. Dit is nog ongelukkig steeds daar. My ervaring is as ek met mense deel, ek met Luke baie keer dat mense wil sê, ag jy, hoekom vertel jy so vinnig vir mense? Daar's iets met Luke, maar nog elke keer as ek na iemand toe gegaan het, selfs met klein, nou met Eben ook, Eben is ook neurodiverse seentjie klein boet, en Luke se vriende kom kuier wie almal tieners is, dan sit ek, dan sê ek vir hulle, Eben is gehoorsensitief en hy is dit en dit en dit. Nog elke liewe keer het hulle gekam to the party, dan sê hulle, okay Tannie, dis reg. En met groot mense, met Luke was dit myselfde ervaring, as ek sê, hoorie, julle moet hom verskoon, hy sukkel op, as ons nou gaan loop, dan moet julle dit verstaan. Ja, as ons nie baie sê nie, moenie worry. Alles is ook. Ons het geëk, so ja, hulle is maar, omdat hulle nie die wêreld rondom hulle verstaan nie, is angs 'n baie groot, ja, 'n baie groot faktor, iets wat hulle moet oorbrug. Maar toe is my pa in die onderwysdepartement en ons het nêrens ons is met Luke nou amper al die laerskole in Woester en hulle was almal so ongelooflik. Ek wil net vir hulle almal prys, want elke een het sy beste probeer, maar hulle is net nie gebou. Hulle ontvang het oop arms. Maar hulle is net nie gebou dit nie. En dit ons tuisonderrig probeer en dit was 'n baie groot flop ook geweest. So onderwyseres buite die huis toegesluit. Ja, dat wil nou nie klas hê nie. Ja. So jy het iemand van buite af gekry om tuis onderrig te Dit gee. is 'n salaris betaal. Onderwyseres, pragtige meisie. Sy het 'n maand later betaal. Ai, tog. Dis baie ernstig. So ons lag nou, maar dit was eintlik nie toe vir ons om te lag. Maar toe kom my pa en Langerig het op daai stadium net gevra, die 3 kinders gehad, hulle het nog nie 'n ASD, so dis Autism Spectrum Disorder gang gehad, nie? En Luke het gegaan vir 'n evaluasie en hulle het hom geëvalueer en gesê, maar hy is 'n kandidaat. En toe het hulle begin, ek kan nie onthou met hoeveel kindertjies nie, maar toe het hulle begin met 'n Ouer as 4 of 5. ja, man, 4 of 5. klasie en binne 2 weke. Dit was Handomkeer. my pa het kom kuier en my pa het gesê, he is a changed man. Ek weet nie, Luke was net Ongelooflik hoe die regte mense, ja, en dit is hoekom ek sal sê, jy doen jou kind 'n verskriklike onderrig aan om hom in 'n hoofstroom skool te sit, omdat jy voel, dit gaan beter wees vir jou beeld, of jy wil dalk nie glo dat jou kind dalk 'n probleem het nie. Jy moet dit nie doen nie. Jy doen daai kind 'n verskriklike onderrig aan en jy gaan dit jou kind 'n groot lewensverandering gee om net in die regte plek te hê. Die regte onderwysers wat opgelei is net vir dit. ja. So Hulle ja. bou vir dit. Langer skool is dis spraaktherapie, Geduld van staal. arbeidsterapie, leerderondersteuning. Hulle het nou tomates wat hulle opsit met die brein se golf. Eben hulle gebruik het nou, is 'n ongelooflike toestel. Ja, so toe sy by Langerig en 2 weke later, toe sy changed man en toe begin die ou net floreer. En hy was so gelukkig daar. En graad 5 toe sy juffrou my ingeroep en toe sê sy maar, sy wil net vir my sê sy dink Luke is reg vir hoofstroom. Sjoe. As hy hulle het al begin om vir hom hoërskool wiskunde te gee. Ja, 'n bietjie 'n graad hoër as Graad of 2 hoër se wiskunde al te begin gee. Dat hy, as hulle wiskunde doen, dan maak hy dit klaar 10 minute en die ander kinders is nog besig. So toe sy vir hom 'n graad of 2 se wiskunde begin hoër gee, dat hy net meer gestimuleer kan raak. Ja. emosioneel was hy ook meer vol. Ja, emosioneel Ja, 100%. kon hy. So toe kon die ding nou werk tot hy nou, dis nou graad 5. So toe moet hy nou nog graad 5, 6 en 7. Kon hy hom toe nog daar wees, maar hy is al klaar gereed vir hoofstroomskool. Het julle hom toe al geskuif hoofstroomskool toe of het julle hom nog gehou by langer? My pa sê toe doen 'n 2 weke proef. Mm. En ons sê toe ons gaan WPS
En my pa sê toe julle gaan nou met geld uithaal, maar hy gaan moet lyk soos hulle alles. So ons koop toe skoolklere alles vir 2 weke. Koop die tasse alles, die man is reg. Na die 2 weke toe sê hy vir ons maar hy gaan nie. Oh. Hy sê hy sien nie vir dit kan sê. En die sielkundige by Langerig sê toe vir my Cecile, nou is die belangrikste, jy moet amper half nou nie ja of nee wees nie. Jy moet nou nie te veel saam met hom huil, omdat hy nou nie meer wil gaan nie, maar jy moet ook hom hoor, maar jy moet nou, en ons het gesê, ons gee die vakansie, dit was die Junie vakansie, ons gee die vakansie om te beslaan, en, ons het gebid, jy sal nie glo hoeveel jy bid nie, op hierdie pad, Maar jy weet dit gaan goed wees vir hom. Jy weet dit. weer het, Maar jy kan hom nie stuur as hy nie instem nie. hy moet, Hy moet instem, anders sit jy weer met 'n ander probleem. Forceer jy hom. en na die vakansie toe, of nog in die vakansie kom hy so, toe sleep hy so vlak, toe sê hy dink hy gaan dit probeer. En hy het toe graad 6 by WPS begin. Eerste kwartaal was woes. Het was baie woes. Hy het die een aand, toe sit ons by die tafel met huiswerk en toe sê hy vir my, mamma, toe sê maar kan nie dit doen nie. En toe sê ek vir hom, Lukie, en hy het seker potblou oë, hy is in sy oë is vol trane. Toe sê ek vir hom, Lukie, okay, ek gaan vir jou 'n oomblik gee. Nee, jy kan nou 'n oomblik hê wat jy sê, hierdie is vir jou. Dit is net te erg. Want by Langerig, jy word verskriklik gekraal. Dit is, het jy dit onthou? Het jy dit ingepak? Kan jy dit doen? Ek meen hulle is 10, 12 in 'n klas en alles word heel herhaal. En hier moet hy moet vaskryf en hy moet, ja. En hy het toe so oomblik en hy stap. Ons het hom in die vakansie geleer vaskryf actually. Hy het toe Daai 2 weke wat hy daar was hy kon nie vaskryf nie. plak, nee, in Langerig, alles verplak. En hier moet hy vaskryf en al skryf. Toe sit hy met YouTube video's. Op sy eie. Hy homself vaskryf. My, En toe sê ek, okay, Lukie is in 'n vraag, hy stap gedraai. Toe kom hy, want ek sê toe vir hom, ons stry ons, toe sê ek vir hom, ons gee nie moed op hê. En niks is vir ons onmoontlik hê. En toe sit hy, en ons doen dit, en ons het daai hele kwartaal, was amper soos 'n catch-up game gewees. Ek het soms, dan sê ek vir die maas, wat moet môre gedoen nie, so wat moet, is dit mondeling, of, ja, dan sit ons 9 uur die aand met 'n taak, of met 'n mondeling. En hy het ongelooflike punte, eindig graad 6 gehad, hy is nou graad 7, WPS, hy het vriende, hy floreer. Baie goed in wiskunde, slim. Dit is die ander ding. Die mense dink ook dat die kinders geleerd gestremd is, en dit is nie die geval nie. Dit is geensins die geval nie. Hulle is baie intelligent. Hulle moet net reg benader word om daai potensiaal na vore te bring. Benader jy hulle verkeerd, vries hulle. Hulle vries. Hulle letterlik vries. Jy kry niks uit hulle uit nie. Hy kan nie eens 1 + 1 nie. So ja, daai skool het absolute wonders beteken. dis fantasties. Sê vir my maar die hooggeleerders het vir julle gesê hy sal nooit 'n spansport doen nie. En dis nou al 'n redelike omwenteling in sy lewe. Ja. Ek dink baie keer, dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Ek wil baie graag vir die mense gaan sê, kyk nou, Cecile sê ek mag nie. Sy sê dit gaan leerlik wees. Nee, ek speel. Maar hy het ook, Luke het ook graad R, toe hulle begin met rugby. Toe gaan alles op die dag, toe klim hy in die kar, toe sê hy, hare, toe sê almal sweet op hom. Toe sê ek vir hulle, sweet nie op jou net, dit is net sweet raak. Stoei, selfde storie. Toe was dieselfde, hy kon glad, hy het 'n babbel. Ek, soms dan gesels ek maar, dis sê ek vir hom, dink jy Luke is genees? Ek dit is 'n genesing, want dis eintlik, jy kan nie die 2 kinders bymekaar uitbring nie. Die Luke van, ons sê 4 tot 6 was die dark ages, daai 2 jaar, teenoor wie hy nou is. Ek kan dit nie, ja. Ek is baie lief vir karate ook, en ek doen dit ook al baie lank. En obviously wat ek gehad het, dit was natuurlik my droom, dat my kinders dit doen. En ek het hom gevat die eerste keer, toe hy 6 jaar oud is. En
ek het agter gesit en hy was voor en by elke klas by 15 minute, klok slag 15 minute, dan draai om en sê hy vir my, wanneer is ons klaar? Dan sê ek, Luke, dis 'n uurklas. Dan sê hy vir my, maar ek ken aan alles. En eventually het hy opgehou en 2 jaar later, toe hy 8 is, toe sê hy uit sy eie uit vir my, hy dink hy wil nou weer, en daar was no stopping. Ja, dit is net ongelooflik wat hy tot dusver nou al bereik het. Ja. Wat het hy nou al bereik? Baie goue medaljes en Ek dink hy het bietjie vinniger gradeer op as normaal. Hy oefen op sy eie 6 dae 'n week. So dit kom ook nie baie erg. Ek moet baie keer op Saterdagmiddag 5:00 moet ek afry dojo toe en ons moet gaan oefen. Dan is dit net ek en hy. Ek was 'n beoordelaar ook gewees by die SA's gewees wat op Bloemfontein gehou is, waar toe almal nou gegaan het. Hy het sy bolanklere gekry. Nou gaan ons almal hier op Bloemfontein toe vir SA's. Right. Die eerste dag is nie sy kompetisie nie. Ek sê vir hom, "Look, moenie jou klere en jou goed saamvat nie. Dis nie nodig hê. Kyk net, cheer jou ander spanmaats aan. Jy gaan okay wees en dan oormôre is jou dag wat jy moet deelneem." Ek is besig om te judge. So in die verte, dis 8 bane, sien ek maar, hoorie, hier kom die volgende mense opgestap en Lucas in die ry. En ek kyk rond en ek dink by myself, maar wat gaan er nou aan? Hy het niks. Hy het niks. Hy het geen klere nie. Hy het geen gloves nie. Geen mouthguard nie. Niks. Hy het 'n goue medalje gewen in fighting met geleende klere, geleende gloves. Dit is en hy het net aangepas. hy het net Hulle het aangepas. toe die dag verkeerd en hy het toe net en almal kry toe vir hom net goed. Almal hardloop rond, help hom, kry vir hom klere. En hy het 'n goue medalje gewen in sy fighting in Kumite. En dit was ook ongehoord dat dit gebeur het. Ek sou tevrede gewees het as hy letterlik net miskien 'n plek gekry het of 4de of 5de plek. Maar daar wen hy. Hulle het my van die vloer af gejaag want ek het opgespring en hom letterlik 'n drukkie gaan gee en so 'n bietjie gehuil op. So ja. Dit maak 'n man am trots. Dit maak 'n man trots. Ja, hy het hard gewerk. Jy ook, jy het net so hard gewerk. En die epos wat jy gekry het, waar word hierdie kompetisie nou aangebied? Dit word in Japan aangebied. En dit is nou van die 5de tot die 12de Augustus. Met hierdie hele reis wat julle nou al met Luke gehad het. Dit klink nie na 'n baie goedkope reis van kleintyd af met al die uitdagings wat julle gehad het. Al in die privaat toe julle huis tuis onderrig probeer het. Al die tipe goed. Dis 'n redelike finansiële uitgawe. Ja. Nee, ons het Ek gaan daai verhaal los. 2019 ek het 'n Delhi gehad in 2018 het ek die Delhi verkoop met die hoop om want toe's Klein Boeta by en ons sien toe Klein Boeta is ook nie heeltemal. Hy is ook op die spektrum. Ja. Ewen. En Ons het twee uit elke 100,000 uit so wat is hy ratio? ja, Kan jy die ratio onthou nie, ek wil nie eintlik hê. Dat jy 2 kinders op die spektrum uit een huisgesin kry. Die ratio is baie klein. Sure. ja, so Ewen en Luke is albei op die spektrum. Ewen is bietjie meer laer funksioneer. Hy sukkel met 'n paar ander Elke kind verskil. goedjies. Maar Luke voel vir my soms wil ek amper dit uitspreek rond te sê die Here het hom genees wil ek, want dit is nie dieselfde kind nie. Sure. En dan kom wanneer die deel by ons hef Luke nou baie op, maar ons hemelse Vader is maar die groot hero in die hele storie. As die vir die Here was, weet ek nie hoe ons Nee, hy het ons krag gegee om deur alles enigiets sou kon gedoen het. te kan. Wat is daar wat jy net voel,
jy kan regtig nie nou meer nie. Jy kan nou nie meer een terugslag hê. Jy kan nou nie meer een meltdown hê. Jy kan nie meer een iemand wat vir jou aankyk so gluur nie. Dit is net te veel. En is net die Here wat jy wil laat voel, is okay. Gaan okay wees. Sê of my maar, julle sit planne nou by mekaar. Julle wil vir Luke sy droom laat leef. Baie Julle wil hom baie graag aan 'n kant toe stuur. En een van die goed wat julle vir my baie duidelik gesê het is, julle wil nie vir mense vra vir geld nie. Dis nie julle nie. Dis nie wie julle is nie. Maar tog het julle met 'n plan vorendag gekom. Om te kyk hoe kan julle wel dan vir hom die geld insamel. Ja. Ja, so ons wil nie vir geld vra nie. Dit is, ek dink, is vir ons weer die ergste. Geld is maar 'n aaklige ding om oor te gesels. Maar ons wil vir hom die geleentheid gun. So vandag wil ons op hierdie bank sit en vra as daar iemand is. Luke het 'n website, dat is www.lukestrydom.co.za en daar is skakel wat jy kan opklik. Ons beoog om 3 lotte bymekaar te sit vir hom en dan vir mense te sê ons gaan allokeer hoeveel kaartjies, sê maar 100 kaartjies per lot en dit sal die prys bepaal en dan ja, so as daar iemand is wat iets wil gee vir die lotte ook, is julle meer as welkom. So, hulle kan ook die hele storie van hom volg op die webblad. Die hele verhaal het jy mooi uitgeskryf daar. En julle gaan daarop ook terugvoering gee oor sy hele reis, as ek reg verstaan. Ek sal mense wil deel maak of van. Miskien is jy ook 'n karateka wat ook droom van dit en jy begin dit volg en jy dink jy nou, hoor jy, ek gaan ook nou so oefen of so. Of 'n sportman. Ja, Ja, dis motiverend. Ek dink sy hele verhaal is 'n groot motivering. En dit is juis een van die dinge hoekom ek vandag hier by julle sit, is want ek dink is iets wat mense daar buite moet hoor. Julle verhaal praat met 'n mens en ek dink Luke se verhaal praat met 'n mens. En ek is doodseker baie mense van daar buite sal aanklank vind daar buite. Ek weet dit is uitdagend, soos julle in die begin gesê het, mense wil nie altyd daaroor praat nie. Maar soos julle ook tereg gesê het, dit kan redelik vir mense daar buite wys dat hulle is nie alleen nie. Daar is mense wat saam met hulle die pad stap en daar is maniere hoe die pad gestap kan word. Die regte manier hoe die pad gestap kan word. En dit is vir ons wonderlik om te sien hoe julle dit aangepak het en die sukses wat Luke ook op die ouens van die dag vir homself bewerkstellig het. Ek glo hy gaan suksesvol wees en ek glo die mense gaan definitief inklim hierby en kyk hoe hulle betrokke kan raak. En dat ons almal kan help om Luke se drome en julle drome te bewaarheid vir Luke en te gaan kyk dat hy uitstekend gaan doen aan die ander kant. Hy hoef mos nie altyd te wen nie, man. Laat hy die reis op sy eie is klaar 'n pad wat hy stap. Al klaar reeds 'n groot oorwinning vir hom. Ek sê vir julle baie dankie vir julle tyd. Dankie Jaco. ja, Ek wil vir almal daar buite dan nou net sê, raak betrokke. Gaan na www.lukestrydom.co.za. Gaan kyk 'n bietjie wat op die webblad aangaan. Daar's loetjies soos wat julle gehoor het, daar's loetjies wat julle kan deelneem aan. So jy kan hom iets wen. Jy gaan nie net gee nie. Jy gaan hom iets kan wen ook. En kom ons help Luke se reis voltooi. En dat hy gaan daar na Japan toe. Dat hy ons naam hoog hou. Suid-Afrika se naam sal hoog hou. En dat ons op 'n ouend van die dag 'n jong man se drome wat sy eie pad gestap het, sy eie verhaal skryf. Laat ons help dat dit bewaarheid kan word. En hou dop, gaan kyk 'n bietjie op hy blad. Hulle gaan vir ons op hoogte hou en ons sien uit na hierdie hele verhaal van Luke Strydom. Dankie. Makes me wanna be still, so still you can hear me breathing in, so still you can hear me breathing out.